Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 10de April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê ambulansmanne beroof toe hulle pasiënte in ambulans laai. Nuushooftrekke vir vandag. Vrou van moord aangekla nadat sy 'n dief geskiet het. Ambulansmanne beroof terwyl hulle pasiënt in ambulans laai. Kurrikulum oor geskiedenis gaan weer verander. Kroonbedryf nuwe prent word tans geskets. Griekos en Cavaliers pak mekaar môre in Wellington in SA bekerreeks. Sinner en Alcaraz deur na volgende ronde in tennistoernooi. Nooddienswerkers is woensdagoggend in Bonteheuwel besteel terwyl hulle besig was om 'n bejaarde pasiënt in 'n ambulans te laai. Dit het gebeur in Bloegamstraat, Bonteheuwel, waar 'n sak uit die ambulans gesteel is. Die verdagtes sal in die Landdroshof in Bishop Lawes verskyn sodra hulle aangekla is. Die polisie het bevestig die gesteelde items is herwin danksy die vinnige reaksie en ondersteuning van die Bonteheuwel gemeenskap en die gemeenskapsleiers. Die aanval op nooddienspersoneel is onaanvaarbaar en plaas personeel en pasiënte in ernstige gevaar. Die departement het 'n beroep op gemeenskapslede oor die provinsie heen gedoen om nooddienswerkers se veiligheid te help verseker. Dit was danksy die gemeenskap dat hulle kon vasstel wie die diewe was. Albei is gevang en 15 patrone is ook in hulle besit gevind. Die koerant het verlede maand ook berig van 'n ambulans wat 'n pasiënt vervoer het op die N2 buite Kaapstad met 'n klip deur die voorvenster gegooi is. Niemand is beseer nie, maar die nooddienswerkers was baie getraumatiseerd gewees. Gordon Hill Lewis, ook burgemeester van die Kaapstadse Metro, sê die DA is versigtig oor wie die ANC se volgende president gaan wees. Die DA verkies sy nuwe leiers die naweek op sy verkiesingskonferensie in Johannesburg. Volgens hom lê daar nog verskeie uitdagings in die RNE voor. Die eerste een is die munisipale verkiesing in November. Hy meen die DA kan nie te veel tyd daaraan bestee om hom oor ander partye te bekommer nie. Ons moet fokus op wat ons doen en waarvoor ons staan, het hy gesê. Ons staan vir sekere waardes en solank daaraan 'n kans is om hierdie waardes op een of ander manier toe te pas, al kan ons dit nie net ten volle doen nie, omdat ons nie die hele regering beheer nie, het hy gesê. Hoewel Hill Lewis groot steun in die Wes-Kaap geniet, is hy minder bekend in die noorde van hierdie land. Hill Lewis het ook al gesê, hy ondersteun John Steenhuisen, uittredende DA-leier, om as minister van Landbou te kan aanbly. Brittanje het gister bekend gemaak dat sy vloot Rusland se bedrywighede by onderseese internetkabels en pypleidings gevnyk het. Volgens John Healey, Britse minister van verdediging, was Russiese duikbote vroeër vanjaar meer as 'n maand lank naby Britse waters bedrywig gewees. Ons sien hele bedrywighede by ons kabels en pyplyne, het hy gesê. Enige poging tot skade sal ernstige gevolge hê. Brittanje 2 skepe en 'n verkenningsvliegtuig ingespan om elke beweging van die Russe te monitor. Die land is deur die Noorse magte bygestaan. Die boodskap was duidelik, Engeland slaap nie, selfs nie wanneer daar ander konflikte, soos in die Midde-Ooste, as afleiding dien nie. Die Russiese vaartuie het op die vlug geslaan. 'n Onbekende vrou, wat op 1 April glo die slagoffer van 'n grypaanval was, kan moontlik vermoord tronk toe gestuur word, nadat sy dan bewering die vermeerde verdagte doodgeskiet het. Die 26-jarige verdagte is noodlottig gewond. Hy is op die toneel doodverklaar. Die polisie sê die beweringe oor 'n grypaanval of 'n bestuurder wat betrokke was, word tans ondersoek. Sy het na bewering van die toneel weggejaag nadat sy glo die verdagte raak geskiet het. Die gedeelte van die pad waar die voorval plaasgevind het, verbind gebiede soos Dunoon, Langa en Samora Machel. Dit het hulle brandpunt geword waar grypaanvallers kwesbare motoriste by verkeersligte geteiken het. Die polisie vra dat enige iemand met tersaaklike inligting oor die voorval die stopmisdaadnommer by 08600 1011 moet skakel. In 'n poging om leerlinge aan te moedig om geskiedenis vanuit 'n Afrika-perspektief beskou, wil die departement van basiese onderwys die geskiedenis-kurrikulum in skole nou hersien. Dit behels die desentralisering of provinsialisering van die geskiedenis van Europa en die globale noorde, so lei die dokument. In die konsepkurrikulum word die gebeure van die slagting van Bloedrivier op 16 Desember 1838 as 'n voorbeeld gebruik. Leerlinge sal byvoorbeeld gevra word, maak 'n studie van die geveg wat in 1838 by Bloedrivier gevoer is. Die leerlinge kan kies om te bestudeer wat op die dag van die geveg gebeur het, deur die kritiese lees van 'n verskeidenheid geskiedkundige bronmateriaal te gebruik.
Polisie ondersoek 'n moordklag nadat 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag Woensdag aand in Delft doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder sê die 37-jarige man is omstreeks 22:30 met veelvoudige skietwonde in Kokerboomweg gekry. Die polisie het bevestig dat die man 'n lid van die weermag was, maar nie deel was van operasie Floreer nie. Ons is hartseer oor die verlies van 'n man wat sy land gedien het, so sê die organisasie in 'n verklaring. Of hy aan diens was of nie, daar moet gevolge vir hierdie moord wees. Die organisasie het gevra dat die saak prioriteit moet geniet. Nog niemand is in verband met hierdie voorval aangekeer nie. Enigeen met inligting oor die voorval kan dit by die stopmisdaadnommer 0860 10 aanmeld. Merafe Resources, een van die land se genoteerde mynmaatskappye, draai nie doekies om oor die benarde toestand van Suid-Afrika se ferrokrombedryf in sy jongste jaarverslag wat van dese week uitgereik is nie. Die ferrokrombedryf verkeer ook onderdruk wêreldwyd met wêreldproduksie wat draai terwyl China sy greep op die mark tans verstewig. Wêreldwyd het ferrokromproduksie in 2025 sowat 15,9 miljoen ton beloop, 'n beduidende afname van die 17,1 miljoen ton van 'n jaar tevore. Suid-Afrika se produksie het ingekrimp in 2025 en slegs sowat 1,6 miljoen ton ferrokrom is gelewer, byna die helfte minder as die 3,3 miljoen ton in 2024. Die vraag na vlegvlye staal waarin ferrokrom nodig is, bly baie sterk. Elektrisiteit vorm 'n groot deel van produksiekoste en maak ons mededingend teen lande soos China. Een van China se grootste mededingende voordele is juis dat hy goedkoper energie beskik, wat beteken sy smelters kan doeltreffender bedryf word. As ons nie 'n mededingende kragprys kry nie, sal meer smelters lei en sal Suid-Afrika eerder onverwerkte materiaal invoer as om waarde plaaslik te voeg. Griquas het op 'n span besluit met hoop ervaring vir hulle eerste wedstryd in 1 jaar se SA bekerreeks. Pieter Berg, wat in Wellington groot geword het, sê die feit dat Koen kennis het van die plaaslike toestande en dan die Noord-Kaapenaars later in die wedstryd 'n skopper kan benodig, het hulle laat besluit om die junior Springbok op die plaasvervangerbank te kies. In hulle vorige wedstryd was daar net een losskakel in die 23-tal. Die Cavaliers sal boonop sake wil regstel nadat in hulle vorige wedstryd teen die suidwestelike distrikte hulle eerste nederlaag van 24 teenoor 33 gelei het. Pieter Berg sê daar is druk op albei spanne geplaas. Berg wys daarop dat die Cavaliers volgens statistieke tuis gedigte teenstanders is, gevolglik met Griquas sielkundig ook oorgehaal wees. Die slot Derrick Pretorius het herstel van 'n kniebesering en hy sal as 'n plaasvervanger opgestuur word. Hy sal sy eerste keer hierdie seisoen in aksie wees. Die afskoptyd is om 1500 uur en die skeieregter vir hierdie wedstryd is Griffin Colby. Jannik Sinner van Italië het teen Thomas Mitjak vir die eerste keer gestel in 'n Meesters 1000 toernooi sedert Shanghai in Oktober verloor. Die tweede gekeerde het herstel om Mitjak met 6-1, 6-7 en 6-3 te wen. Sinner het voor dit nie een stel in 18 Meesters 1000 wedstryde verloor nie. Sinner kom in die kwart eindronde te staan teen die 6de gekeerde Felix Auger-Aliassime van Kanada wat met 6-3 en 2-2 voor was toe Casper Ruud van Noorwe sakeprys gegee het. Alcaraz het ook die tweede stel in die wedstryd teen Argentyn Thomas Etcheverry verloor. Die verdedigende kampioen het uiteindelik met 6-1, 4-6 en 6-3 as oorwinnaar uitgetree. Alcaraz speel nou teen die 8ste gekeerde Alexander Bublik van Kazakhstan, wat die Tsjech Jiří Lechecka met 6-2 en 7-5 gewen het. Dis Bublik se eerste kwart eindstryd van Monaco. Fonseca speel volgende teen die derde gekeerde Alexander Zverev van Duitsland, wat vir Zizo Bergs van België met 6-2 en 7 gewen het. Oscar Piastri, die Australiër, het 'n rampspoedige begin van die seisoen gehad, toe hy op pad terug na die wegspringrooster in sy tuis Grand Prix Melbourne 'n ongeluk gemaak het en daarna in China weens 'n elektriese probleem nie met sy motor kon weggespring het nie. Piastri het egter in die derde ronde in Japan tweede agter die Mercedes jaar Kimi Antonelli geëindig om die ondersteuners tydig te herinner aan die gehalte wat hom verlede seisoen na 15 rondes 34 punte voor in die titelstryd geplaas het. Die krisis in die Midde-Ooste het die Bahrainse Saudi-Arabiese Grand Prix vir eers van die skedule afgevee, waar die F1 karavaan wat bykans 'n maand laat stilstaan totdat die resies vroeg in Mei in Miami sal hervat. Suid-Afrika het gister met 3-0 wraak geneem teen Noord-Macedonië wat hom verlede jaar sy ooreenstemmende toernooi in Cyprus gewen het. Vandag se oorblywende wedstryde sal bepaal watter 4 spanne aan die promosiewedstryde gaan speel. As Bulgarië in groep A en Griekeland in groep B onoorwonde bly, gaan Suid-Afrika teen Griekeland te staan kom. Bella Creer en
en Janie van Zyl het dit gister met hulle oorwinnings en die vroue enkelspelwedstryde 2-0 vir Suid-Afrika teen Noord-Macedonië gemaak. Kreer het die 18-jarige Jana Bizonevska gemaklik met 6-1 en 6-0 gewen. Die Amerikaner Sam Burns het hom gister in die eerste ronde van die Amerikaanse meestertoernooi as die vroeë voorloper op die Augusta-baan gevestig. Sy landgenoot Patrick Reed, so ver vanjaar die keer in die Europese DP World Reeks, was langsaam met hom voor gewees. Soos wat in 2018 die geval was, is dit veral Reed se setyster wat baie vuurwarm is. Hy was vroeg gisteraand op 4 houe onderbaansyfer met nog 6 puitjies wat hy moes speel. 'n Groep spelers onder wie die verdedigende kampioen Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Xander Schauffele en Fred Couples en Jason Day is 3 houe agter Burns. Die 21-jarige Aldrich Potgieter het 'n lang dag gehad wat hy so gou as moontlik sal vergeet. Hy het 84 houe aangeteken, 12 houe oorbaanssyfer op sy telkaart ingevul, wat beteken dat hy oor die naweek slegs 'n toeskouer hier sal wees. Charles Schwartzel, vir die eerste dag in 75 houe op +2 voltooi het, gaan self sy glorie moet ken om vandag die afsnypunte kan oorleef. Advertensie van Netwerk 24, tekenin en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1729, Polokwane 1428, Lephalale 1531, Mbombela 1529, Mahikeng 1528, Pretoria 1729, Johannesburg 1628, Ermelo 1228, Galagadi 2032, Gaborone 1528, Richards Bay 1732, Pietermaritzburg 1631, Durban 2030, Port St Johns 1934, Pongola 1632, Maputo 1830, Bethlehem 1225, Bloemfontein 1524, Allewal Noord 1427, Welkom 1628, Vryburg 1529, Kimberley 1729, Appington 2033, Prieska 1830, Springbok 1729, Karasburg 1832, Keetmanshoop 2032, Mariental 2132, Alexanderbaai 1937, Brandvlei 1731, Loederitsbaai 2035, Vredendal 2036, Kaapstad 2027, Sutherland 1325, George 2134, Jeffreys Bay 2036, Cabarra 1937, Grafreinet 1730, Kaaphooggelas 1828, De Aar 1728, Molteno 1224, Beaufort West 2031, Oos-London 1834, Mabalane 1731. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.38 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar verhandel teen R11.59, 'n euro kos R19.15, 'n pond verhandel teen R21.99, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2111, palladium per fyn ons is $1562, silwer per fyn ons is $75.79, goud per fyn ons is $4774, Brent ruolie per vat verhandel teen $94.75. Gedagte vir die dag: sê jammer al is jy reg, wees geduldig al is jy kwaad, lag hardop al wil jy huil, leef eenvoudig al het jy baie, wees dankbaar al het jy min. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag en naweek word verder vir almal toegewens.